Sy vriende, ek dink ons kan regmaak om te begin. Baie welkom vanoggend hier in die erediens aan elke een van julle. Dit is 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te wees. Ek weet hier's van julle wat met moe lywe sit. En ek sal jou grasie gee as jy vanoggend in dit ergens onder die preek. Van vir die wat die Here liefhet, gee hy dit in hulle slaap, staan daar in een of ander psalm. En ons as studente het daai vers baie ernstig opgeneem. So baie welkom hierso. Ons is verskriklik dankbaar. Laat ek eers so hoor, is daar enige nuwe intrekkers, nuwe besoekers? As jy versigtig is om jou hand op te steek, jy kan 'n resepteboek wen. En ons wil net eintlik na die tyd saam met jou kuier. Daar's sulke rooi bekers daar buite. As ons nou na die tyd gaan koffie drink, dan kry jy vir jou 'n rooi beker. En dan wil ons graag net sommer lekker saam met jou gesels. Goed, ons feesbazaar. Dit was so 'n lekker dag gewees. En die Here seën vir ons weer en weer en weer. En so gepraat van die weer, so voor die tyd, dan kyk 'n ou na die weervoorspelling en dan dink jy, o aarde, hoe gaan ons dit maak? En dan gebeur die dag en dan is dit regtig asof die Here 'n venstertjie vir ons oopmaak om ons bazaar te hou. En na die bazaar kom die wind en die weer. So ons is verskriklik dankbaar daarvoor. Julle het nou so 'n bietjie na die fotootjies gekyk daar. Al die mense wat betrokke is, verskriklik dankie vir elke liewe hand wat gehelp het, vir elke een wat kon kuier het. Dit was regtig 'n baie lekker geleentheid. So vreeslik dankie vir al die organisasie ouens wat aan die stuur gestaan het van al die organisasie. Verskriklik dankie daarvoor. Ons bewuswording, want ons sê ons is nie altyd bewus van die teenwoordigheid van die Here nie. Ons lewens is vol gepak met aktiwiteit en besigheid en bekommernis en veral hierdie tyd van die jaar, van wat nog gedoen moet word, voordat die jaar nou afsluit en goed. Almal sê, ja, as 'n ou nou iets by jou wil hê, wou hy dit al gister gehad het. So almal druk en daar's hoë druk op ons almal om goeders gedoen te kry. En dit maak dat ons nie altyd so lekker afskakel om net teenwoordig te wees. So bewuswording se doel daarmee is om bewus te raak van die teenwoordigheid van die Here. Hy is hier. Bewus te raak van jouself, om te sê, ek is nie nou hier op 'n ander plek nie, kom ek kry my kop ook nou hierso, ek kan nie op 'n ander plek wees nie, met my liggaam as ek hier, kom ek kry my kop ook hierso, en bewus te raak van mekaar, om mekaar raak te sien as familie van die Here. So dis so 'n groot voorreg, vriende, regtig so 'n groot voorreg om hier by mekaar te wees. Kom ons raak bewus daarvan. Ons raak bewus daarvan dat net by God vind ons rus. Dalk moeg na die bazaar, dalk moeg na 'n wille jaar, en dan net te sê, Here, ek vind my rus by U vanoggend. Op U vertrou ek. Die psalmskrywer nooi ons uit. Vertrou altyd op Hom. Dis 'n uitnodiging. Stort julle hart voor Hom uit. Wil jy nie sommer op hierdie oomblik gebruik maak daarvan, om so bietjie jou hart oop te maak vir die Here. Sê, Here, dis wat nou in my hart aangaan, op hierdie oomblik. Stort jou hart voor Hom uit. Here, U ken ons hart, maar dit is ook vir U belangrik dat ons hart oopmaak vir U.
En daarom wil ons nou ons hart uitstort voor U. Want U is ons rus, U is ons toevlug. Amen. Sanggroep, julle kan vir ons regmaak. Ek wil weer sê, as jy sukkel om te hoor, ons hoor dat die ligversorgers partykeer pla die geraas van die ligversorgers, dan is dit dalk nodig dat jy so bietjie middel toe skuif om dalk beter te hoor en neem die vrymoedigheid om dit te doen, want dit is frustrerend om te probeer hoor. So neem regtig die vrymoedigheid om te skuif totdat jy die klank vir jou beter is. Dankie ook vir ons tegniese ouens. Hulle partykeer gaan dit wil daar agter net om goed reg te kry. Dankie daarvoor dat julle elke Sondag daar is en vir ons sanggroep ook. Verskriklik dankie. So ons is bewus van die teenwoordigheid van die Here en dis wat ons nou gaan sing ook. Is julle reg? Vriende, daarom vanoggend hier in die teenwoordigheid van die Here ontvang sy groet wanneer die Here vir elke een van ons vanoggend sê, ek sien jou hart en my vrede wat alle verstand te bowe gaan en oor jou hart die wag hou, dit gee ek vir jou vanoggend.
Nou gaan ons die Here aanbid, om te sê, Here, hoe groot is U? Our God is an awesome God. Ons gaan dit sit. Ek waarsku jou nou al, as ons oorgaan na die volgende lied toe, dis dan 'n loflied, dan staan ons en dan loof ons die Here. Our
Daai kry, dankie. Kindertjies wat hier is, wat my kom kuier, julle is dun gesaai, maar julle is hier vanoggend. Vriende, ek wil net weer sê oor die lofprysing en aanbidding, dit is so 'n wonderlike voorreg om die Here so te loof en te aanbid, en net sy naam groot te maak. Daar is nie nog so Here soos hy nie. Daar's hy. En het julle lekker geslaap? Want julle is seker moeg na die bazaar. Hier gee 'n paar nog so 'n paar gape in. Daar's hy. Goed, wie gaan vanoggend vir ons die Bybel oopmaak? Daniel, kom sit hier so by ons. Wie gaan vir ons Bybel oopmaak? Wie vir ons Bybel oopmaak? Kom. Sy. Maak die Bybel vir ons so oop. Sy. Ek wil hom daar oopmaak. Ek stoot hom oor. Daar sy, dankie. En ons doen dit omdat ons sê die Here se woord is die anker in ons lewe. Dit leer vir ons van sy liefde. Ons het dit nodig. Dit is ons GPS in die lewe. Wie gaan vir ons kers aansteek? Sis, jy is die enigste roos hier onder die dorings. Jy moet vir ons kers kom aansteek. Christus kers. Te sê, Here, U is die lig in ons lewe. Dankie daarvoor. Kom ons hoor van verjaarsdae. Van julle wat verjaar het. Jo! Double trouble. Baie geluk. Ma en dogter. Sy, gaan julle vir hulle gee? Dan die ander al vir Ansie. Daar sal gee sommer so daar so. Is daar nog wat verjaar het? Wanneer? Wanneer verjaar hy ons nie? Syne verloor. Dis 'n storie daai. Daar sy. Is daar enige huweliksherdenkings? Daar agter huweliksherdenking. Pieter, julle, hoeveel jaar? 12 jaar. Baie geluk. Frans gaan ons sommer vir julle gee, of laat iemand daar vir hulle agter gaan gee, daar agter, daar in die gesinskamer, met hulle huweliksherdenking, daar sê 2 stafies, so hulle met hom deel. Baie geluk, julle huweliksherdenking, daar agter, nog aan, daar is hy. Nog ander mooi dinge wat in die lewe gebeur het, wat jy wil deel. Want ons wil vir die Here dankie sê daarvoor. Reg, kom ons sing vir ons verjaarsdag, maatjies. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoeré, en nog 'n pip, hoeré. Daar sy. Ek wil 'n bietjie by julle hoor, ons wil 'n bietjie praat oor gesindheid. Weet julle wat se ding is 'n gesindheid? In Engels noem ons dit attitude. Weet julle wat dit is? Kom ons probeer so 'n bietjie verduidelik. Net hierdie ding so aankry. So, kom ons, jy sien, ek ken daai goedjies, né? OK. Kom ons probeer agterkom wat is gesindheid. Jou ma sê vir jou, jy met jou kamer gaan aan die kant maak. Watter van daai gesiggies kies jy? Da of da. Sê vir my, nommer 1, 2, 3, 4 of 5. 2. Right. Ek sal nie sê wie dit gesê nie, né? Dis tussen my en hom. Ja, so nommer 2. So, en dan gaan jy en jy gaan jou kamer aan die kant maak, maar
Ek is nie lus daarvoor nie. Ek wil nou iets anders te gedoen het. Dis altyd net 'n gekla my oor in my kamer wat aan die kant kom. Nee. Dis gesindheid. Alright. Goed, wat kan ons nog sê? Was julle al skorrelgoed? Doen julle al skorrelgoed? Doen julle? Jou ma sê vir jou, vanaand is jou beurt vir die skorrelgoed. Wat kies jy? Tweede een. Ook die tweede een. Daar's baie van sulke gesindhede, né? Dan gaan jy vir een. Ja, as jy 'n ma is, dan gaan jy vir een. Alweer die skorrelgoed. Right, so gesindheid, kom ons toets 'n ander een. Daar's 'n maatjie wat jou bietjie seer gemaak het met praatjies of sommer net jou bietjie geboelie het en goed. En jy kom by die skool en jy sien hierdie maatjie aankom. Wat een van daai gesiggies? Nommer 2. Sien, nommer of partykeer nommer 1. So, kan julle verstaan bietjie wat is gesindheid? Gesindheid is hierdie gevoel binne in my, as ek 'n ding moet doen en ek is nie lus vir hom nie, of as ek iemand sien en ek is nie lus vir daai iemand nie, of daai iemand maak my kwaad, of daai iemand maak my hartseer. Gesindhede kan partykeer positief ook wees. As jou ma kom met 'n geskenkie vir jou, wat een van daai kies jy? Nommer 3. Nommer 3. Hoekom nommer 3? Was dit nie wat jy wou gehad het nie? Nee man, jy sê dankie, en miskien daai laaste een, dankie mamma, lekker in jou hart, nee. So daar's baie keer lekker gesindhede ook. Oupa en ouma wat kom kuier, dan is dit vir ons lekker. Dan saai een in ons hart as ons hoor hulle wil kom kuier. Dit is alles deel van 'n mens se gesindheid. Dit bepaal amper half wat hier binne in jou aangaan, né? So ons gaan vanoggend ons bietjie praat oor gesindheid. Hierdie ding, met watse gesindheid kyk ons na mekaar, hanteer ons mekaar. Verstaan julle so 'n bietjie iets daarvan, né? Van wat gesindheid is. Dus met ander woorde baie keer hoe ek voel. Is ek hartseer, is ek kwaad, is ek onseker, is ek bang, is ek nie lus nie. Baie keer daai een. Nommer 3. Baie keer dink ek is beter as iemand anders. Daai ou nou kom en sê, kyk hierdie speelding wat ek gekry het op my verjaarsdag. Sê, nee, dis nie so oulik nie. Dink ek is beter. Dit is my gesindheid wat uitkom. Ek dink ek is beter as iemand anders. En dan kom daai uit. Right. Julle kan by mamma en pappa gaan sit. Ons gaan nou uit die Bybel uitlees. Uit Filippense 2 uit. Ons is in hierdie hele maand, was ons besig gewees met vreugde en met blydskap. Ons nuwe tree van vervulling is ons kwartaaltema. Ons wil vervul word met die vreugde en met die blydskap van die Here. So, vanoggend is amper al 'n afsluiting van daai van blydskap en van vreugde. Kom ons lees saam uit Filippense 2 uit, ons gaan daar lees vanaf die eerste vers. Kom voordat ons saam lees, ons vra vir die Here dat ons gesindheid sal regkry vir sy woord. Here, ons gaan nou u woord saam lees, en ons vra Heilige Gees dat u ons gesindheid sal aanraak, sodat daar by ons 'n openheid sal wees, 'n leerbaarheid sal wees, 'n ontvanklikheid sal wees vir u woord in hierdie oomblik. In u naam vra ons dit, Here Jesus. Amen. Jy kan amper half sê, as jy nou dink in vandag se terme, kan jy amper half sê, hierdie is 'n afrigter se praatjie met sy span. Jy sou kon sê halftyd rassie met die Springbokke. Wat sê, manne,
dit en dit en dit en dit is nou nodig. Paulus is hier besig met hierdie gemeente van Filippense, en hierdie is eintlik 'n spanpraatjie om hulle te sê, hoor julle, kom ek herinner julle nou net aan die volgende wat nodig is. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En dan is dit die hele vertelling van Jesus se gesindheid. Hy het homself nie belangrik geag nie, verneder tot aan die kruis, Vader het hom opgehef, en dan sluit daai gedeelte so mooi af. Daarom sal in die toekoms sal elke knie buig en elke tong erken dat Jesus die Here is. Maar nie omdat Jesus sê, kyk hier is ek nie, omdat die Vader hom opgehef het en sê, hier is my seun. Dit is die gesindheid van Jesus. So, gesindheid is deel van ons lewe, né? Elke liewe een van ons loop met gedagtes in ons kop van wat ons dink wat goed is in die lewe, en hoe mense is wat goed is, en prentjies van mense wat goed is. Elkeen van ons loop daarmee. En dit bepaal in 'n groot mate ons gesindheid. So as jy te doen kry met iemand wat nie in jou prentjie pas nie, wat doen jy? Jou gesindheid wat opspring is, ja, gelukkig is ek daarmee so nie. Of, hierdie is 'n een van 'n ander dam. Dis nie my dam se eende nie. So, dit werk by elke een van ons so. Dit werk by elke een van ons so, dat ons baie keer neerkyk op mekaar. Dat ons dink ons is beter, dood eenvoudig omdat jy dink jy is beter. En jy het dit gemaak in die lewe. Nie jy nie, ek ook. Ek dink ek het dit gemaak in die lewe, en sorry, jy moet net nog so 'n bietjie bykom. Dit is baie keer 'n deel van ons gesindheid. In die week het ek 2 sulke gesprekke gehad by die mannegroep. Andre, jy het vertel van in jou besigheidswêreld, as 'n man na jou toe kom, en dis nou van 'n ander kultuur, en jy sien sommer die vyandigheid in sy gesig, en julle moet nou 'n gesprek hê, en jy sommer dadelik ook opgeklits, omdat jy sien, die ou lyk vir jou nie lekker nie, totdat jy geleer het om te sê, hey, welkom hier, kom sit, kom laat ons praat, kom ons gesels. Jou gesindheid van op 'n afstand na 'n gesindheid van vriendelikheid. En van, hey, ek sien jou raak, né? Kom ons gesels. Jy het iets genoem van iemand wat vir jou gesê het, ons is geneig om op iemand af te praat, né? Is baie geneig daartoe. Is geneig in kulturele aspekte, is ons geneig om af te praat na ander kulture toe. So amper half net onder die oppervlakte, en jy bedoel dit nie regtig nie, maar as jy jou weer kon kry, tree jy op 'n manier dat jy dink jy is hier en die ander persoon is daar. En dit bepaal jou gesindheid. Christene, dis waarmee Paulus hier werk, moet mooi kyk hoe ons met mekaar werk. Met watter gesindheid ons met mekaar werk, want ons is nou veronderstel om 'n verskil in die wêreld te maak. So, ons gesindhede is ook nie altyd so gebruikersvriendelik nie, né? Ons meet mekaar. Sonder dat jy dit bewuslik doen, meet ons mekaar. En dit wat nie inpas in jou prentjie nie, sê jy is minder goed.
So nou die moeilike ding, hoe verander 'n ou gesindheid? Want Paulus gee doodskoot. Hy sê nie, hoorie, verander julle gesindheid so bietjie dat dit meer soos my gesindheid lyk. Dan kan 'n ou nog sê, okay, goed, jy weet, reg, kom ons probeer, kom ons leer by Paulus. Dieselfde gesindheid moet julle wees wat in Jesus is. Dis 'n doodskoot, man. Jy voel net, nee, is daar nie 'n bietjie 'n laar trappie van gesindheid waarna toe ons kan werk? Jesus, jy kry nie beter nie. Jy sien, gesindheid, ons moet met Jesus se gesindheid werk, want dit is hoe gesindheid verander. Ek weet daar is baie tegnieke deesdae hoe jy jou kop agter mekaar kan kry, jou denke agter mekaar kan kry, en jou gesindheid, anger management, hoe jy dit beter kan hanteer. Daar's baie sulke goed en hulle is baie waardevol. Maar hoe verander gelowiges hulle gesindheid? Hoe verander ons gesindheid, ons attitude, om soos die te wees van Jesus? Wat sê Paulus? Jy begin nie met verbeteringe in jouself nie. Nou gister, hier's nou 'n prentjie wat in my kop opspring. Julle ken almal gazebos. En daar's gazebos en gazebos. Daar's die wat uit China uitkom, wat as daar 'n briesie opkom, gaan sak hy sommer van self. So, wat ons dan baie keer doen is, ons buig weer reg, en sit weer skroewe in, en sit 'n nuwe arm in, tot die volgende wind kom, en dis baie keer hoe ons dink, hoe gesindheidsverandering werk. Ons moet net nog weer 'n poprivet insit, net nog weer hier 'n armpie insit, sodat ons gesindheid kan regkom. Vriende, dit werk nie. Ons moet totaal nuut gemaak word. En waaraan herinner Paulus hulle? Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Dit is wat gesindheid verander. Lees net weer 'n bietjie daar. Die troos in Christus. Christus jou al getroos? Het jy al troos gekry by hom? Of voel jy so 'n bietjie onseker daaroor, want ek weet nou nie eintlik nie. Christus troos ons. Hy troos ons deur sy woord. Hy troos ons deur mense wat hy oor ons pad stuur, en ek weet net, dis die Here. Hy troos ons deur sy Gees. Wanneer ek nie meer mooi weet hoe vorentoe, herinner hy my. Onthou, ek het opgestaan uit die dood uit. Ek lewe. Dis troos. Die troos deur Christus. Jy hoef nie meer vir jou sondes te betaal nie. Jy hoef nie meer God te beïndruk nie. Jy's vrygemaak. God het jou lief soos wat jy is. Jy hoef nie meer nie. Ontspan. Geniet jou verhouding met die Here. Die aansporing deur die liefde, daar's geen groter, en dit glo ek met my hele hart, daar's geen groter aansporing as liefde nie. Liefde wen altyd. Die aansporing van die wêreld is vrees. As jy nie, dan. As jy nie, dan. En dit bou 'n gesindheid van vrees binne in ons op. Of 'n gesindheid van mag, van, hey, jy moet in jou spoor trap. Anders. Liefde werk anderste. Liefde spoor aan. Die liefde van die Here is onbegrens, kan nie opgebruik word nie, oop vir elke liewe mens, sonder onderskeid vir jou en vir my. En dit spoor ons aan. 'n plek waar ek kan kom en dat ek weet ek geliefd is. Wat maak dat 'n mens tuis is in 'n gemeente? Nie die liedjies wat gesing word nie, nie die dominee nie. Jy begin tuis voel in 'n gemeente wanneer jy voel ek is geliefd hier, so ek word aanvaar, mense gee om vir my. Dis wat my aanspoor
om deel te wees van 'n gemeente. Die aansporing deur die liefde, gemeenskap deur die Gees wat hier binne in ons woon, die innige meegevoel in meelewing. Romeine 8, as ek sug, Here, en die lewe is vir my swaar, en ek weet nie lekker hoe verder vorentoe nie. Here, hoe kom ek? Here, hoe lank nog? Romeine 8 wat sê, die Gees sug saam met ons. Watter groter meelewing wil jy hê, as die Here, wat hier binne in jou is, en sê, ek hoor jou, en ek sug saam met jou. Ek is hier by jou. Ek leef saam met jou mee. Hierdie goeters, sê Paulus, moet ons gesindheid verander, moet ons nuut maak, om te sê, ek is nuut gemaak. Ek is 'n kind van die Here, want ek is geliefd. Ek weet die Gees is hier binne in my. Ek weet, die troos van Christus is myne. Dis deel van my. Dis die goeters wat my gesindheid verander. En ek weet, dis nie omdat ek so oulik is nie, ek weet, dit is absoluut net genade van die Here af. Gesindheid, dit werk so in die lewe, en ons het dit net vir mekaar gesê, gesindheid loop altyd uit op aksie. Gesindheid is nie 'n geheime dingetjie hier binne in jou wat bly nie. Gesindheid kom altyd uit. As jy geïrriteerd is, gaan jou body language gaan dit wys. Jou optrede gaan dit wys. Gesindheid loop altyd uit op optrede. En Paulus sê, laat hierdie gesindheid van Jesus julle optrede rig. Eensgesind te wees. Een van liefde. Een van hart. Een in strewe. Niks uit selfsug of eersug nie. Nederigheid, die ander een hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Eensgesindheid is die kenmerk van kinders van die Here, wat hulle eie eer agter sit, wat sê dit gaan nie oor my nie, gaan nie oor ons gemeente nie, gaan alleen oor die Here. Hoor 'n bietjie die message vertaling. Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Amper half soos met Black Friday, né? Dis deesdae daarom nie so nie, maar onthou julle daai eerste so het ouens gestorm om by daai ding uit te kom. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Hoor daar, to help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Daai laaste enetjie het my nogal geroer. Want wat is my eerste amper al reaksie as ek nou iemand moet help? Jessie man, kan iemand anders dit nie doen nie? Kan ek dit nie later doen nie? Nee. Hou vas aan dit wat nodig is. Sit jouself vir 'n oomblik op sy, lank genoeg totdat jy deurbreek by die punt dat jy kan sê, ek wil jou help. Dis die gesindheid van Christus. Dis wat nodig is in elke een van ons se lewe. Jesus gesindheid beïnvloed ander mense. Hiermee sluit ek af. Jou gesindheid loop uit op dade en jou dade beïnvloed ander mense. Dit raak ander mense. Jesus se gesindheid beïnvloed ander. En dis nou waarby ek by hierdie punt wil uitkom oor blydskap, oor vreugde. Paulus sê, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Ons sê baie keer vir mekaar in die lewe, jou blydskap hang nie van iemand anders af. Jy moet jou eie ding, jy moet op jou eie voete kan staan.
Jy moenie afhanklik wees van iemand anderste se goed doen aan jou, sodat jy beter kan voel. En daar is waarheid daarin. Maar dis nie heeltemal 100% waar nie. Ons optrede raak mekaar. En Paulus sê, ek het 'n halwe blydskap, omdat julle kinders van die Here is. My blydskap gaan vol wees as julle begin leef soos kinders van die Here. Julle optrede gaan my blydskap vol maak. In jou lewe is daar mense wat sit met halwe blydskap. En jou optrede gaan maak dat hulle blydskap volkome raak. Jou Christus gesindheid en optrede gaan maak dat hulle blydskap volkome word. So die oproep volgende, liewe vriende, kom jy en ek, maak mekaar se blydskap vol. Kom jy en ek, vernuwe weer ons gesindheid en tree so op, dat ander mense rondom my se blydskap volkome sal raak. Kyk bietjie rondom jou, sien raak, halwe blydskappe, wat jy kan volmaak met die gesindheid van Jesus Christus. So, vir die ouens wat se gedagtes afgedwaal het, daar so vinnige opsomming, gesindheid het 'n invloed op ons lewe, gesindheid word verander deur God se liefde, nie deur enige iets anderste nie. Jesus se gesindheid rig my optrede, dit word deel van hoe ek praat en hoe ek mense hanteer, en dit is in die alledaagse lewe, hoe jy die persoon by die kassiere, by die supermark hanteer, en hoe jy die petroljoggie by die garage hanteer, en. Moenie soek vir groot goed. Begin in die klein goedjies anders te optree. Jesus gesindheid en optrede voltooi blydskap. Jou optrede voltooi 'n ander ou se halwe blydskap, maak dit vol. Ons gaan nou saam sing, sanggroep, as julle vir ons kan regmaak. En dis is 'n gebed waar ons sê, Here, laat Heer u vrede deur my vloei. Ek wil 'n kanaal wees van u vrede. Ek wil met my gesindheid wil ek u vrede in hierdie wêreld laat waar word. Steps 2,702 steps.
Vriende, ons gaan nou oor in aanbidding in. Die eerste gebed amper al vanoggend is, Here, help tog net asseblief dat hierdie boodskap van vanoggend nie net 'n mooi boodskap is en dat dit sal oorgaan in my alledaagse lewe. Help my asseblief, Here, in my huwelik, in my verhoudings met my kinders, in my verhoudings met my kollegas, in my verhouding in hierdie wêreld. Help tog asseblief dat hierdie boodskap werklikheid sal word, ook in my lewe. In ons voorbidding, Stoffel is baie ernstig siek in die hospitaal. Ons bid vir Derek Snyman. Hans se moeder is oorlede. Eddie het 'n operasie gehad, al 'n bietjie kanker uitgesny het hierso op sy vel, so ons dink aan hulle. Ons langtermyn siekes, Marius en Antoinette, So Alberts, Barend Wester, Nick de Klerk, Les Marais, Jaco Spannenberg, Theresa Williams, Gerra van Heer en Babsie Libbe. Ons wil vir hulle opdra aan die Here, en vra Here dat U asseblief U hand oor hulle hou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Ons het die voorreg om in te tree vir ons vriende, vir families. En in hierdie oomblik wil ons hulle na U toe bring. In aanbidding wil ons vir U vra, Here, wees genadig. In verwondering wil ons bely dat aan U al die mag en die krag behoort. Ons vertrou U, Here, ons het dit aan die begin van die erediens gesê, net by U vind ons rus. Mag U rus en U beskerming en U vashou elkeen van hierdie persone se lewens aanraak, as ook hulle families wat rondom hulle staan. Ons wil vir U dankie sê, Here, as ons dink aan ons gemeente en aan die bazaar gister. Dankie vir die voorreg wat ons het om so lekker saam te kan werk en iets hier aan te bied wat vir die gemeenskap lekker is. Dankie daarvoor. Dit bly vir ons 'n absolute voorreg. Dankie vir ons gemeente, vir hande en voete wat bereid is, vir harte wat met die regte gesindheid help. Dankie daarvoor, Here. Ons is regtig ver bo gemiddeld bevoorreg. Ons loof en ons prys U daarvoor. En nou vra ons ook, Here, dat hier waar ons in hierdie week aangaan, Heilige Gees, rig ons gesindheid op die gesindheid van Jesus. Amen. Vriende, ons gaan ons dankoffers opneem. Ek herinner net weer vir julle aan ons 10de maand dankoffer, wat loop tot aan die einde van Februarie, en ons herinner mekaar die gesindheid, hier is nou weer die gesindheid waarmee ons dit gee, nie uit dwang uit nie, maar met 'n blymoedige hart. Ons tans staan ons op 114.000, so ons is amper by ons mikpunt, 70, dan is ons daar, en ons vertrou die Here daarvoor, en ons sê dankie vir elke een wat bydra. Ons wil vir julle uitnooi, volgende Sondag is ons Kerssangdiens, die 7de Desember, 8:30. Ons sien uit na 'n baie lekker sangdiens, waar ons sommer net dit vier, dat Jesus mens onder ons geword het. In hierdie week wat gebeur, die manne wat bymekaar kom, nie 6:15 nie, jy gaan alleen wees as jy nou donderdagoggend hier by mekaar kom. Ons sluit af en ons gaan 5:00 die middag gaan ons saam braai. So ons nooi uit, al was jy nog nie hier nie, kom en kom kuier saam met ons. En dan het ek nou hier 'n foto daar, maar hier is nou nog 'n beter voorstelling van 'n hamper wat ons uitloop. So hierdie is regtig 'n winskoop. Die waarde hiervan is omtrent 700-800 rand. In die eerste plek kry jy 'n takbok wat al klaar 'n wagen is. Hier's 'n mandjie wat met die hand gemaak is, wat regtig baie oulik is. En dan is hier koekies, hier is wyn, hierso is biltong. Hier is baie lekker goed. Hier's konfyt sien ek hierso in. So die kaartjies is R30 vir 'n kaartjie, of as jy 2 kaartjies koop,
vir R50. Ons gaan dit nou na die tyd, sit hulle reg daarso, dan kan jy 'n kaartjie koop, en kan jy 'n baie, baie lekker hamper wen vir Kersfees. Dankie ook vir julle wat die moeite gemaak het daarmee, om dit vir ons reg te kry. En dan is daar, Anna, waar's jy? Daar's nog pannekoek oor, né? So daar's pannekoek te koop, en dan is daar nog koekies en goeders oor. Man, jy kan jou Kersfees vir jou so maklik maak. Jy gaan nie voor die stoof hoef te staan en sweet nie. Jy kry dit net daar, en dis klaar, en dis gedoen, en jy tik hom af. So daar's nog koekies daar so reg. Kyk so 'n bietjie daar, en kom drink lekker saam koffie saam met ons. Is daar nog iets wat ons moet afkondig? Yes. Is hulle op 'n veiling? O, kyk. Gaan kyk. Is daar 'n dingetjie op, né? Okay, so jy gaan na die BMW toe, jy scan hom met jou foon, en net dalk wen jy die BMW vir 'n naweek. Maar jy kan nou nie Kaap toe gaan met hom nie. Is net vir 100 km, dink ek, radio. 'n toets, ja, dis 'n toetsrit. So gaan kyk so 'n bietjie daar. Baie dankie, vriende. Nou kom ons gee geleentheid vir ons dankoffer. Vriende, kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Mag jy ervaar hoe die
genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees ons gesindheid nuut maak. Amen.